Goeiemôre en baie welkom hier op episode 24 hier in The Go To Guys ateljee. Ek kyk 'n bietjie op Stroom Stories op Sportstroom. En vandag in die ateljee het ons vir Cyril Lawless, die atletiekdirekteur daarvan Potchefstroom Gimnasium. Baie welkom Cyril. Dankie, ek is baie dankie. Baie dankie dat jy 'n bietjie jou tyd afgeknyp het om bietjie met ons te kom gesels. Kom ons begin so. Waar kom Cyril vandaan? Man, ek is gebore in Nigel, groot geword in Heidelberg. Ek het toe bietjie gaan leer op RAI, die ou RAI wat nou UJ is. En ja, teruggegaan Heidelberg toe en ek het daar begin met atletiek en afrigting en so aan. En ek was seker so 12 jaar in Heidelberg en toe nou maar 'n paar plekke tot waar ek nou vandag is. Ja, so ek my items is nou maar hekkies, verspring en nalope. En ja, met die tyd het ek toe Stellenbosch toe geskuif en daar het ek toe met veelkamp betrokke geraak, die 7 en die 10 kamp. En ja, dit begin doen so, ja, dis amper al 30 jaar wat ek in die 30 jaar. 30 jaar wat ek al afrig. Ja. Maar jy's een van die top afrigters in Suid-Afrika as dit kom by vlak 3. Vertel ons gou 'n bietjie daarvan. Ja, ek het toe ons op universiteit was, moes ons in jou elke jaar moes jy 'n vlakkursus doen. So ek het toe nou in my eerste jaar vlak 1 verspring gedoen omdat ek 'n verspringer was op daai stadium. In my tweede jaar het ek 'n hekkie kursus gedoen en toe 'n naloopkursus en so toe ek nou begin afrig het ek jy moes nou maar seker jare afrig voordat jy die volgende vlak kon doen. Ja. So het ek toe nou maar al my kursusse gedoen en ek dink ek was voor 26 toe ek vlak 3 gehad in al 3 daai kodes. Ja. En dit is jy seker omtrent die enigste in amper in Suid-Afrika wat vir 3 items vlak 3 het. Dink jy daar so baie nie? Ja, ek dink ons is maar min. Ek dink definitief ek weet van 'n paar van my vriende wat in Pretoria is wat dit is, maar ons is maar min wat vlak 3 het in al 3. Ja. En dan hoe het jy nou in Potch geëindig? Man, 'n lang storie. Ek was vir lank die atletiekdirekteur gewees in Kempton Park. Maar ja, so 'n klomp jare terug is ek geskei en my seentjie hulle bly in Viljoenskroon. So vir my was dit maar my einddoel was maar gewees om in Potch uit te kom sodat ek naby my kind kan wees en nie elke tweede naweek daai lang pad moet ry op die snelweg wat Johannesburg toe die ou. Ja, so dis hoe ek in Potch op geëindig het. Ja. Hoe lank is jy nou by gimnasium betrokke? Ek is nou amper 3 jaar. Amper 3 jaar. Ja, amper 3 jaar, ja. En geniet jy dit? Ja, geniet dit baie. Die platteland gedeelte teenoor die stad? Nee, verseker nie. Ek is nie 'n stadsou nie. Ek geniet die platteland ontsettend baie. Ja, en dis 40 minute na my seun toe, so dit maak dit als die moeite werd. Maar bly jy tans in Potch? Ja, ek bly op in Potch. Ek is mos nou by Gimmies en ek bly op die terrein, so ek is een van die koshuise is ek woonagtig. Ja, okay, so dan is dit dan net hier oor die val. Ja, nee, dis naby, dis naby daar. Ja. Kom ons begin 'n bietjie daar by Gimmies se atletiek. Jy's nou die direkteur daar. Hoe gaan dit met Gimmies se atletiek? Man, ek dink dit gaan regtig goed. Ek dink alle skole het maar ups en afs en dit gaan maar oor die jare en die kinders wat deur sisteme kom en ontwikkel word. So ek dink vir baie lank het Gimmies regtig waar ek wil sê die gitaar geslaan in Noordwes. En ja, ek dink vir so 2 jaar was daar 'n bietjie van 'n insinking gewees. Mens kan nie altyd sê aan wat jy toeskryf nie, maar ja, so ek dink op hierdie stadium is ons kurwe baie opwaarts. Ek dink dit gaan regtig baie goed met Gimmies atletiek. Ek is gesond. Ek dink ons het een van die beste jare gehad in baie jare as dit kom by atlete wat SA's toe gegaan het, hoe ons gedoen het by interhoor en super interhoor. So ek dink ons is op 'n baie lekker plek waar Gimmies atletiek is op hierdie stadium. Jy het ons 'n bietjie gepraat van die SA's en so hoe het dit gegaan daar? Ons het medalje gewys ons het 24 atlete gehad. 24. Ja, wat Gimmies uit SA's toe gegaan het. Een van die meisies het toe op 99 onttrek. Ja, so ons het 23 atlete gehad en ek dink ons het 14 medaljes gewen by SA's hierdie jaar. Jesusie, wel gedaan. SA titels, ons het 'n gultjie wat SA rekord gebreek het in die 5000 stap. Ja, so dit was regtig waar 'n baie geseënde jaar vir ons. Baie geluk. Ja, wel gedaan. Dit was lekker, ja. Okay, kom ons praat oor die direkteurskap. Wat is jou werk as direkteur? Man, ek dink baie keer die direkteurskap is sommer maar net 'n titel. Ek dink ons is almal maar meer atletiek organiseerders, atletiek liefhebbers. Ja, ek dink met tye het hulle
hoe sê hulle, evolve in 'n naam van 'n direkteurskap. Maar ja, atletiek organiseerde direkteur is nou maar, jy staan in die stuur van jou atletiekprogram in 'n skool, en jy moet 'n klomp afrigters bymekaar kry, wat goed is vir jou skool, en dan moet jy 'n klomp atlete moet jy bymekaar kry om in jou visie en jou drome vir jou skool te kan kry. Weet, en ek sê partykeer is atletiek seker die moeilikste sport om betrokkenheid te kry, want dis 'n alleensport in eerste plek, en dis harde werk. Jy kan nie wegkruip nie. Enige flaws in jou word baie altyd uitgewys. Jy weet, as jy nie 'n goeie reis het nie en jy kom laaste, sien almal dit. Sien almal dit, ja. Ja, waar as jy 'n afdag het en probleme gehad of so, en jy's in 'n spansport, kan jou span nog wen en niemand gaan weet jy het 'n afdag gehad nie. Ja. Maar met atletiek is dit maar moeilik. Ja, en ek dink die blote feit dat jy moet baie harder werk om bo uit te kom. Ja, dis 'n 7 dae week uitdagende ding vir die kinders, vir atlete. Maar ja, op skoolvlak is hulle nog nie heeltemal so gespesialiseerd nie. Ja. Dit was nou eintlik my volgende vraag. Ons praat nou van die spesialiteit as hulle nou kies. Hoe affekteer die verskillende sportsoorte mekaar se kom ons sê se oefentye? Want deesdae is cricket 'n hele jaar, rugby begin vroeër. In ons tyd was dit kwartaalliks geweest dat jy jou sportsoorte. Hoe akkommodeer julle mekaar op baie spesifieke, op baie vlak? Man, ek dink nie daar's 'n skool wat dit goed gaan met dit nie. Ek dink almal wil maar sy pond vleis hê. En ek dink as jy op 'n punt kom waar almal verstaan dat 'n skool moet almal na een punt toe trek. Dit kan nie elkeen op sy hoopie wees nie. En ek dink ons is in 'n plek waar ons dit nogal regtig reg kry. So ons het nou in elke sport is daar nou 'n direkteur aangestel, en almal van ons werk saam om die skool beter te maak, want as die skool beter raak, dan lyk almal goed. Ja, so so ek moet vir eerlik sê, ek dink ons is op 'n baie goeie plek rondom dit. Weet, ons het byvoorbeeld gister het ons gaan kyk ek en die rugby direkteur gaan saam rugby kyk, want ons kyk na dieselfde kind. Dis 'n kind wat of 'n sprinter is, of 'n hekkies atleet, of 'n worpe is, maar hy's ook die ouetjie wat vir ons gaan goed rugby speel. So ek dink hulle moet hande vat, want ek dink dis voordelig vir die skool as al jou kodes kan saamwerk. Ja, en dan is dit rondom tye, is dit nou maar, jy het maar altyd jou voorkeurseisoen, en dan as 'n ou daai goeders in plek het, weet ons het 'n baie sterk sporthoof wat nou almal mooi kan bestuur. Dit help ook, dit maak ek dink almal van ons se hande ligter om te verstaan, luister, daar's iemand wat na ons kyk en vir ons kan ondersteun as ons sekere goed nodig het. Ja, so ek voel die struktuur moet sterk wees, alles moet van bo af kom, en dan as die atlete en die rugbyspelers almal sien dat ons praat dieselfde ding, en een sê nie, luister maar, jy moet net atletiek, en dan kom die rugby afgiter en sê, nee man, moenie dit, weet, so dan raak dit so, as ons almal dieselfde taal praat met die kinders en hulle verstaan, daar's 'n plek vir hulle elkeen binne daai kanaal. Ja, nee, dan dit is waar ervaring ook inkom, rakende elke ou, soos jy sê, hy sy pond vleis, maar met ervaring by elke sportsoort as haar regte oues wat die strukture kan beheer en so aan. Ja. En dan sal daar opwaartse kurwe. Nee, definitief. Nee, ek glo as weet ek dink ek was nou by 'n paar skole betrokke gewees, en ek het so 2019 by Parel Gym begin, met vir jouself sê, nou moet jy na Pieter Rousseau toe gaan vir hom sê, luister ou, hoe gaan ons atletiek maak werk in hierdie skool? Ja, en as ou dan 'n tussenweg kan vind, ek sê alles is solank dit meetbaar is. Jy moet vir iemand kan bewys, luister, ek gaan van jou flanke en jou agterlyn gaan ek gaan hulle vinniger maak, ek gaan hulle soepel maak, ek gaan vir hulle elastisiteit, ek gaan vir al die goedjies gee om hulle beter rugbyspelers te maak, en as jy vir hom dit kan bewys, dan sal ons geen rede om nie 'n atletiekstelsel te vertrou nie. Te vertrou nie, ja. Hoe werk julle voorseisoen se program? Begin julle ook met byeenkomste voor die volgende jaar? Ja, ons begin, maar jy moet mos maar eers maar 'n bietjie oefen voordat jy kan begin deelneem. Dis ook, ja. En dis nou maar weer waar die uitdaging is. Die pre-season, ja. Ja, want jou wintersporte gaan redelik lank aan, weet, soos jy nou net gesê het, was dit 'n kwartaal, einde Maart, as jy klaar met atletiek, en dan gaan jy rugby toe en netbal en daai, en dan sit cricket en landloop, so, maar nou is alles in mekaar geweef, so, ja, so ons begin maar, as ons sin kry, wil ons so in Julie maand begin. As jy ou moet dan so 4 maande voorseisoen hê voordat jy regtig kan presteer. 4 maande.
Ja, genade. daar's 'n klomp komponente wat aandag jy moet fiks word, so die aerobiese sisteme, jy moet krag kry, jy moet uithou kry, daar's 'n klomp goed wat moet aangespreek word en dan is daar nou tegniek as ons nou by die tegniese items kom. Ja. Jy weet, en dit gebeur nie oornag nie. Dis maar tyd saam met die atlete om die beste in hulle uit te bring. So ja, dan het ons as ons Julie maand begin, dan is ons eerste voorseisoenprogram, hierdie jaar is dit nou, ek dink die laaste week in September, is dit die NWI se top 30, en van daar af is dit dan skoolvakansie, so kort skoolvakansietjie, en dan is daar so 2 top 10 byeenkomste wat ons gaan, en ons probeer dan ook om 'n massa byeenkomste te kry, want jy help net jou topatlete, jou elite-atlete, jy wil almal die moeite werd maak om vroeër te kan begin oefen. Ja. So ja, dan kyk ons na daai top 10 byeenkomste, so ons wil baie graag, die einde van die jaar wil ons die top 30 doen, want dis lekker groot, ons kan so 60 atlete ten minste kan ons 'n kans gee om al te begin deelneem vroeg, en dan wil ons top 10 atlete wil ons bietjie bederf hierdie jaar, ons kyk dan om George toe te gaan, Oudtshoorn toe. Ag, lekker! Daar's 'n lekker top 10 in Oudtshoorn, so ons het nou klaar ons goedjies in plek min of meer. Dis nou maar net die geldjies is mos nou maar rof. Die finansiële aspek. So, ja, daar's 'n klomp planne in plek om bietjie fondse in te samel, dat ons die lading vir die ouers bietjie minder maak. En dan dan sal heel moontlik gaan ons 'n vriendskaplike byeenkoms gaan ons of aanbied of ons gaan ene doen dalk in Rustenburg. En dan is dit eksamentyd en dan verloor jy 'n klomp van die atlete vir 'n ruk. So mens moet ek wil sê as 'n ou veilige spasie kan skep waar atlete na toe gaan en wil gaan, dan is 'n eksamen nie so groot struikelblok nie, want die kinders het mos daai uitlaatklep nodig. Ja. Om bietjie te ontlaai van al daai sit op die boude en heeldag dink so En dink en net bietjie om daai gedagtes te laat gaan. Hoorie, maar as ek verby mooi Vallei Park ry, nê. Dit is permanent besig daar. Ja. Die atletiek, dit is net, dit lyk net of dit ophou nie. Dis genuine, hulle aanhou die heeltyd, heel jaar. Dit is so, kyk, ons sit in 'n baie bevoordeelde posisie, ons het 'n baie goeie verhouding en nou verhouding met die universiteit, en baie keer is hulle fasiliteite is te besig en te vol, en dan help ons maar mekaar. So, jy weet waar die atletiek ophou, dan het hulle so 'n week of wat hulle so 'n bietjie asem skep, en dan begin jy weer met die landloopseisoen, en daai ouens is maar soos 'n baanatleet, hulle is ook maar die heeltyd by Mooivallei wat hulle net aangaan. Weet, en ons sit met, ek weet nie hoeveel duisende oorseese atlete wat jaarliks spots toestroom, en hulle het ook plek om te oefen nodig, weet, so, jy kan nie net by die Fani oefen, jy kan nie net by MacArthur oefen nie, so, ons help nou klomp van hulle om ook 'n bietjie te kom oefen op Gimmies se velde. Ek dink ons het een van die mooiste atletiek bane in die land, fyn gras, en ja, so ek dink is 'n lekker plek waar die ouetjies kan oefen, en dis mooi en is rustig, en die riviertjie is daar, so net so chill daar by die rivier. Ja. Jy praat so 'n bietjie van die fasiliteite. Wat fasiliteite het Gimmies met die atletiek? Ja, ons het 'n vol 400 atletiekbaan. Ons het op hierdie stadium baie goeie spiesgooi, diskus, gewigstootsirkels. Ons groot dryf is ons wil beter verspringfasiliteite kry. So dis een ding wat nie op standaard is nie volgens my. Ja. En dis waar ons hard werk dat ons bietjie dit kan regkry. En as ou daai regkry, dan gaan jy ook minder hoef tartanbaan toe te gaan, want jy kan jou hekkies kan jy bietjie op daai stuk tartan oefen, jou verspring, jou spoedwerk en so aan. So dan hoef jy eintlik maar net met jou 400 hekkie ouens na die stadion toe te gaan as jy nou wil regtig tegniek werk doen, maar die res het ons goeie hokke, goeie sirkels, lekker aanlope met die spiesgooi, en dan 'n regtig baie goeie en 'n vinnige grasbaan. Ja, ek moet sê daai grasbaan vir julle lyk fantasties hoor. Nee, hy word mooi. Nee, hy doen dit is genuine daai as mens daar verbyry. Dis altyd groen. Ja, dis altyd groen. Dis altyd groen. Ja, dit trek seker water raai die Mooirivier uit. Ja, ek dink ons het regtig goeie ondersteuning van ons ouer gemeenskap af. Want as jy weer sien is daar 'n boer met 'n trekker en hy kom sny of hy kom gee vir ons kunsmis of hy kom wat ook al dit is. Ek dink dis wat Gimmies baie spesiaal maak is ons betrokkenheid met die gemeenskap en hoe hulle wil kom help daarso, want weet wat ons hou baie keer 'n klomp laerskool byeenkomste, so
daar's van daai mense wat weet, luister, ons moet kom help, want is dit hier om partykeer na die stadion toe te gaan. Ja. Dan kom hulle bietjie, dan kom hardloop by ons op gras, wat eintlik lekker is bietjie meer informeel. So ek dink die ondersteuning van die gemeenskap is goed vir gimmies. Boere ondersteun ons baie goed, besighede ondersteun ons goed, so ja, ek dink gimmies is 'n lekker brand om agter te kom. Ja, want eerskomende naweek is die laerskole skryfweekproewe ook al. Ja. So dit is ook 'n Ja, so al die 112s, 113s van Noordwes is die naweek by gimmies, gaan in die koshuise bly en ja, ons gaan hulle maar so 'n bietjie bederf en ja, ek dink is 'n groot geleentheid vir daai ouetjies, is hulle se eerste proewe is om provinsiaal te kan speel, so ja, die oomblik is maar groot vir en baie van hulle op 'n hoërskoolveld. Ja, nee, is nie meer 'n klein veldjie nie. Ja. Yes. Maar kom ons gaan so 'n bietjie oor na julle oop dag. Dis die 17de Mei, as ek reg is. Dis reg, ja. Kan jy ons 'n bietjie vertel van die wat julle beplan en hoe die dinge gaan verloop daar? Yes, ja, so ons het probeer ons maar elke jaar beter en beter gaan. En ek het vroeër vanoggend met Andrea gesels, toe sê sy vir my, Cyril, ek weet nie waar gaan ons nog genoeg van alles kry nie, want ons is besig om amper uit ons naad uit te bars rondom die aansoeke wat kom vir gimmies. So ja, ek dink ons staan amper al op 'n 300 kinders wat gesê het hulle gaan die dag kom bywoon. So dit begin op ons ouwel. Gaan hulle daar gesels hê, wat meneer Marx is ons waarnemende hoof, hy gaan met hulle gesels en dan het elke ou wat mos nou 'n rol speel binne die skool, gaan met hulle oor verskillende goed gesels, die kultuur is daar, ons sportouens gaan dan wegbreek en dan het ons verskillende stasies binne die skool waar elke ou bietjie kan gaan noem dit maar brag oor sy sport en ons kry 'n paar van die ouens wat sê maar provinsiaal rugby gespeel het, hulle gaan met van die seuns praat. Ek het 'n klomp atlete wat sommer met hulle provinsiale klere daar kan staan en bietjie vertel oor die kultuur en wat ons doen by gimmies, en dan is daar akademiese gedeeltes, die kultuurgedeeltes. Ja, maar akademies is nie belangrik nie. Nee, dis nie sport. Nee, dis hoekom mens moet maar daai doen. Ja, nee, ons moet maar daai doen. Ja, so ek dink dit gaan 'n mooi middag-aand wees. En ons wil regtig waar as daar nog mense is wat nog nie hulle name in die hoed gegooi het om na gimmies te kom nie, ek dink dis 'n dag wat hulle nie moet op uitmis nie. Ja, ek dink dit gaan 'n mooi aand wees. As daar nou iemand is wat nou nie die skakel ingevul het nie, is daar nog plek? Is daar nog Ons maak plek. Ja, hulle moet maar net ons sosiale media dophou. Die advertensietjie is daar en dan is daar 'n skakel wat hulle op kan tik, en dan kan hulle net al hulle goedertjies invul. Ja, ons gaan definitief, ons sal geen van ons leerders sal ons wegwys nie. Ja, ek dink die groot ding is maar jy moet jou dorp en jou gemeenskap sterk hou en hou die kinders in die dorp. Ja, hou die kinders in die dorp. Ja, so jy moet vir hulle 'n goeie produk gee. Dan gaan hulle mos nou nie rede om uit die dorp uit te gaan nie. En ek dink dis waarmee gimmies op hierdie stadium regtig goed is. Hulle staan nie bekend as 'n rugby skool of 'n kultuurskool of 'n hokkie skool of atletiek skool nie. Dis gimmies wat in alles goed doen. Ons is van akademie af vir die hoeveelste jaar is ons kwantiel 4 skool in die land. Ek dink ons netbal en ons hokkie is nou top 2 gewees by die pikreeks. So ons doen met alles doen ons regtig baie goed en ons en wil 'n plek hê vir elke kind om sy drome en ideale te kom uitleef. Ek dink ons staan nie soos ek dink daar 26 sporte by gimmies wat jy kan betrokke by raak. Ja, soos ek hier nou gesels het, daar sport wat mense nie eers aan dink nie en mense doen dit, ja. Ja. Hoorie maar die 300 kom hulle almal net uit Potchefstroom of is daar van die omliggende dorpe ook? Nee, ou gaan maar redelik wyd. Okay. Ja, ek weet nie hoe sê mense, maar ek dink baie van ons kleiner dorpies, ons plattelandse dorpies, ek weet nie lekker hoe gaan dit daarso nie. So ja, ek dink as gevolg van ouers wat dalk hier was of kinders wat al hier was, die Telegram hardloop. Ons het ook 'n sterk bemarkingsbeen wat ons uitreik na laerskole toe, wat ons gaan bietjie en gaan gesels oor die skool. Ons wys vir hulle video's van wat ons doen en hoe dit by ons lyk. En ja, ek dink nie daar's meer 'n swak skool of 'n slegte skool nie. Ek sê net jy moet gaan waar jy voel jy gaan die beste kind kan wees eendag. Want dis so kort tydjie wat 'n ou op skool is en ja, jy moet die regte keuse maak, want as jy die verkeerde keuse gemaak word, kan 5 jaar 'n lang tyd wees. Dit kan lank word, ja. Nou gaan jy agter vriende aan of agter, kom ons noem dit maar so reguit op die naam, agter 'n beurs aan en dan die prentjie is dan nie heeltemal soos wat vir jou geskets is aan die begin nie. So ja,
Ek dink ons is op 'n lekker plek. Dit as jy ou vat, daar's 300 kinders wat al kom en mens gaan nie noodwendig plek hê vir al 300 nie. So dis ek dink dis waar gemies wil wees is om te sê luister maar ons kan regtig begin kies wat ons in ons skool wil hê. Ja, dit is wat ek nou eintlik wil vra. Ja. Hoeveel graad 8s kan gemies akkommodeer? Ek dink ons kan so 250, 260 kan ons redelik gemaklik doen. Ek sê as daar Willis is daar weg, as jy wil meer hê, dan kan jy altyd sekere tydelike klas aanbou of jy kan iets omskep om meer te hê, maar ek dink gemeente kapasiteit is so maksimum dink ek so 1200 kinders, so as jy min of meer so 250 dan jy dis waar ou wil wees, ja. En dan is jy nou in daai posisie wat jy sê wat jy dan nou amper 'n keuringsproses kan deurgaan om die ouens te sif en uit te sit. Ja, daar is nogal redelik so 'n prosesie, so eerstens dink ek gaan dit maar oor jou akademie. Ja. En dan is dit as jy verskillende sporte kan doen, gaan dit definitief in jou guns stel. En as jy provinsiale outjies is, maar ek dink daar's plek vir meer as net dit in 'n skool. Want die skool gaan nie net daaroor nie. Daar is kinders wat regtig waarna ons toe wil kom, want akademies ons reg, dis 'n plek waar jy kan ontwikkel en groei en jy is dalk nie 'n sportkind nie of jy is dalk nie noodwendig 'n kultuurkind nie, maar dis jou plek. Ja. Maar soos wat jy sê, daar's 'n wyd verskeidenheid van enigiets wat mens moontlik kan doen. Want mens vat altyd rugby, cricket en netbal is jou top eintlik, jou populêre een. Maar daar's plek vir ieder en elk om ietsie te kan doen. Nee, wat ons het skuifskiet. Weet ons het 'n berg fietsry, landloop, tennis, skaak, swem, dit wat jy aan kan dink, perdry. Daar's soveel verskillende sporte, karate, hulle kan enigiets doen, jy weet. Ek weet net 'n voorbeeld, laas jaar se ons sportkind van die jaar was 'n skaakspeler wat internasionaal gaan skaak speel het. Jy weet, so ja, dis eintlik amazing dat ou dit tog kan doen. Ja, en kan awesome. Sê. Ja. Wow. So ons praat gewees so 'n bietjie van die SA's. Hoeveel het nou weer het gewen en hoeveel het goue medaljes gekry? Ons het ek dink 5 goue medaljes gehad en dan een meisie het die stap SA rekord onder 16 gebreek. Onder 16. Ja. 'n paar van hulle het nou hulle goue medaljes binne 'n aflos gekry, maar hulle is deel van daai span gewees en hulle het net so hard geoefen, so ja, en klomp silwer medaljes. Ja, en tot die ouetjies wat net so toe gegaan het om die jaar SA's te kry, maar ja, jy weet, daar gebeur daar goed soos 'n valstart en dan 'n ouetjie eintlik iemand wat in 'n finaal moes gehardloop en dan besef jy eintlik net die druk op daai kinders van hoe groot daai byeenkoms is. Weet SA's is dis 'n massiewe byeenkoms, weet, en dis daar's 'n klomp ouetjies wat uit dit uit kan hulle weet nasionale spanne behaal. Weet so hierdie jaar is daar nou nie verskriklik baie internasionaal nie, maar daar's 'n Afrika jeug en junior kampioenskappe wat hulle kan toe gaan en dan volgende jaar is dan weer die groot, dan is dit wêreld juniors en ek dink daar's 'n jeug Olimpiese spele volgende jaar en ek dink ons het definitief 'n paar atlete wat ek dink kan kwalifiseer vir daai. Ja, ons het daar's soveel talente in die skool en in die dorp en die omgewing. So ja, ou moet maar raakvat as jy vat die dag en jy moet regtig waar vir die ouetjies. Ek sê dis altyd een ding om iemand na jou skool toe te lok, maar jy moet vir hulle kan wys, luister, ons gaan na jou kind kyk. Ons sal omgee, ons sal al daai goedjies doen wat ek dink baie skole sê dit en dan raak die kinders weg van die stelsel is net te groot. Waar ek dink gemis die getalle jy's nie net 'n nommertjie nie. Jy het jou eie identiteit binne ons skool. So ek dink dit speel tog 'n groot rol in 'n kind se keuse van 'n skool. Ek het altyd vir myself gesê, jy moet regtig waar noem dit maar desperaat wees om jou kind nie 24/7 in jou eie huis te hê, jy weet, en as ons kyk hoe baie kinders trek ons van redelik wyd wat in die koshuis gaan bly, dan besef jy weer eens ons doen iets reg, want om redelik 300 kilos ver te ry en jy sien jou kind net oor naweke, dan is dit dan is daar positiewe goeters, dinge wat gebeur. Hoeveel leerders het Potchefstroom nou tans? Ek dink ons is so 1080 kinders.
Ja, is nog so 120 om te gaan. Ja, ons kan nog 'n bietjie ons sal maar onder begin en van onder af sterk word. Ek dink hierdie jaar se graad 8's is ook een van die meeste wat ons gehad het. So nee, dit groei. Dit groei elke jaar. Goed, ja, dis 'n lekker plek. Ja. Dit is nice. Hoor ek wil gou by jou hoor. Ek het nou so 'n paar vragies vir jou voorberei. Miskien het ons al so 'n paar van hulle gevra en so aan. Ja, maar kom ons begin sommer daar. Wat is die algemene visie en missie van julle skool se atletiek? Waarna kyk jy oor 5 jaar? Ja, kyk, visie is mos maar jouself sien oor 'n ruk. En partykeer is daar mos nou maar 'n klomp antwoorde vir een vraag. Maar vir my is 'n visie vir ons skool se atletiek is 'n veilige plek waar ons kinders wil optimaal ontwikkel sodat hulle drome kan bereik. En vir elke kind se drome is anders. Vir een ouetjie is dit om interhoorspan te hê, vir een ou is dit net om SA's toe te gaan, een is dit om goed te doen op SA. So as jy daai omgewing kan skep waar kinders regtig waar kan floreer, dan gaan hulle by hulle doelwitte uitkom en dan hoe jy daarby kom is net ou moet net kan beplan. Weet as ons almal saam om 'n tafel kan sit as 'n afrigtingskorps en ons kan sê luister, dis ons seisoen, hoe gaan ons daarby uitkom? Wat is ons tekortkominge? Wat spreek ons aan? Hoe gaan ons dit regkry? Ja, so ons het al daai goedjies het ons in plek. Ek dink ons sal seker nou nog uitkom by ons hoëprestasie sentrum wat ons by die skool begin het, maar weet al daai goed met hande vat om vir die kind die beste moontlike geleentheid te kan gee. Ja. Okay. Wat onderskei julle atletiekprogram van ander skole in 'n streek of 'n provinsie? Ja, ek moet vir jou sê, ek dink waar ons geleë is. Ek dink Gimmies is seker in die mees bevoordeelde posisie om reg oor die straat te wees van die beste universiteit amper in die land as dit kom by sport, atletiek spesifiek. Weet ons vat regtig baie nou hande met die universiteit en hulle help vir ons op so baie gebiede. Of dit nou is by voeding, of dit is by weet om jou mental toughness reg te kry, of dit is in die gimnasium die toetsings en daai goeie so ons het regtig waar as ou daaraan dink kan jy eintlik nie goed doen as jy intap in daai kennis nie. Ja. Jy het so 'n bietjie geraak op die hoë prestasie. Vertel ons 'n bietjie van die in Engels die high performance. Ja, toe ek 3 jaar terug by Gimmies begin het en ek sien luister maar wat ek nou net vir sê, ons is reg langs die universiteit, toe kon ek amper nie dink dat ons nie al lankal sekere dinge begin doen het nie. Jy weet, soos byvoorbeeld om die kinders te toets, te evalueer, om te kyk waar is hulle 'n program in plek te hê met daai sportwetenskaplikes, die biognetiese wat daar is, en dan weet na 'n tydjie weer die ouetjies te toets en te sien, luister maar, is ons op die regte pad. Jy weet, en toe kyk ek weet na die volgende komponent was, nou het jy 'n seun wat 3 sporte of 4 sporte doen. Ja. Weet hy kan nie in 'n week by alles uitkom nie. So weet, hoe gaan ons daai ouetjies bestuur? En toe het ons begin gesels saam met Jacques, saam met 'n klomp rolspelers, weet hoe gaan ons dit doen? En ons het toe so 3 jaar terug het ons met die CHHP het ons 'n pad mee begin stap waar ons die kinders begin toets het en ons het vir hulle programmetjies gegee. Dis nogal moeilik in 'n skool setup. Dis mos nou maar baie kompleks want jy werk met kinders wat nog moet groei, kinders wat amper klaar gegroei is. Jy werk met seuns en meisies, jy werk met 'n klomp verskillende goed wat dit nogal tricky maak om die mees perfekte program te kry. Maar dis die uitdaging is om daai fyn balans te kry van waar ons kinders wil hê en hoe gaan ons daarby uitkom. So ja, toe het ons met dit begin. Daar's 'n rekenaarprogram wat hulle begin het wat ons al die inligting opgelaai het. Ons het byvoorbeeld uit dit uit het ons 'n mediese span gehad van 'n dokter en 'n fisio en 'n chiropraktisyn en meer as een in die dorp wat ons kon gebruik het want dis mense wat ons skool goed gesind is. So ons wil weer teruggee vir dit ook. So ons het op Maandag huidiglik en nou vir die laaste 2 jaar elke Maandag hang af met wat se fase in die jaar ons is. Soos met atletiek het ons elke Maandag het ons 'n kliniek gehad en almal wat 'n nikkeltjie of 'n ligte besering het is toe dan geëvalueer en jy kon dan na die regte persoon toe gaan. So of dit nou 'n ernstige ding is, jy moet spesialis gaan sien of jy moet net 'n sonar gaan doen, het ons dan 'n redelike vinnige pad gehad om by daai ons uit te kom sodat jy jou herstelfase en jou herstelproses vinniger kon maak. So dis waar ons nou is. Ons het einde verlede jaar het ons 'n nuwe sportwetenskaplike aangestel. Colin soos Colin Pell, hy het met 'n hele nuwe gym daar opgedaag en dit is so 'n amazing plek om te wees. En hy het ook nou twee
twee mense wat hom help. Hy het nog 'n bioknetikus en 'n sportwetenskaplike en ons kinders word regtig baie goed na gekyk. So en binne die high performance self, weet dis nou die nuutste tegnologie, nuutste apparate, weet uit 'n klomp goed, uit byvoorbeeld groot TV skerms waar die ouetjies hulle programme op kan sien. Hulle word heeltyd geëvalueer. Wow. Weet mense noem dit nou maar in Engels ons flag sekere kinders wat sê maar bietjie beserings het en dan is daar nou vlaggie langsom, so jy moet hom so bietjie uitlos as jy by die rugby is en dan kan jy hom nou weer vrylaat dat hy nou weer gaan speel na hy sy hele rehabilitasie gedoen het. So ons probeer maar na die kinders kyk. Weet want dis nie meer so 'n lekker plek vir 'n kind in 'n skoolsisteem nie. Weet hulle word amper soos elite sportmanne hanteer en behandel en as jy nie daai ouetjies mooi gaan oppas nie, dan gaan jy hulle verloor vir wanneer hulle eintlik vir jou moet saak maak in sport begin. Ek sê partykeer sport begin eers eintlik hier op onder 16 want dan sê jy uitgegroei en jy het 'n plan waartoe jy op pad is. Dan kan jy lekker sien waar jy gaan. So ja, ek dink ons is op 'n baie geseënde en 'n lekker plek as dit kom by die hoëprestasie sentrum. Partykeer is dit dis 'n moeilike term om ook te hê, ne? Want ons sit oor kan die pad is daar ook 'n hoëprestasie sentrum en jy sit met twee komponente daar ook, maar ek dink met die kennis wat ons het intern en dan die hulp wat ons het ekstern om ons kinders regtig waar te help en by te staan laat jy kan beserings voorkom, sover as wat jy kan. Fratsgoeters kan jy nie dit gebeur, maar hoe vinniger ons daai ouetjies kan kry dat hulle weet ons het nou so rukkie terug het ons ouetjie gehad wat sy ACL geskeur het en ons kon hom binne 'n week laat opereer. Weet so waar jy nou eers moet wag. Ja. So weet ons het baie mediese hulp in die skool self met ouers en mense wat regtig wat oudgemies is so en almal trek na een rigting toe. En dis nogal lekker. Dis regtig baie lekker. Ja, daar was nou 'n mond vol gewees hoor. Dit te veel. Hoor hierso kom ons praat 'n bietjie oor dit het nou nie veel te doen met atletiek nie, maar hoe is die volkie gimmie opbou in die sporte en alles vir jou as kom ons sê as buitestander wat nie eintlik betrokke is by rugby of netbal nie. Hoe sien jy die volkie gimmie dag? Man, ek dink is goed vir die dorp. Ja. Ek binne myself weet ek as 'n dorp twee sterk skole het soos wat ons het met volkies en gimmies. Dit hou jou dorp gesond. Die interne weet maar as een dit nie met die een goed gaan nie, dan die ander een voel dit ook. En ek dink jou dorp en jou gemeenskap voel dit ook, maar ek dink in daai oploop, daai week voor die tyd is dit dis net amazing om te sien hoe vinnig verander die hele dinamika binne die dorp van besighede wat hulle sit rooi en swart en die ander ouens is weer witblou en grys voor en jy moet tog net niks van die ander ene sê nie. So ek dink dis goed vir die dorp, is goed vir die skole. En mens moet net altyd onthou dis 'n wedstryd. En daai bepaal nie eintlik op die dag bepaal dit wie die beste gedoen het, as dit nou met al die spanne is of net met 'n spesifieke span, maar ek dink dit moet mense definieer as luister jy het nou dit gemaak of nie gemaak nie, want die week daarna kan jy teen dieselfde ou speel en hy gaan jou dalk pak slag gee. En dis ek dink die ding met daai ovaalbal, as hy so snaaks op, jy het nie beheer daaroor nie, beheer oor 'n skeieregter nie, maar ek dink en ons is nou naby aan dit. Ek dink almal begin dit al aanvoel. Ja, dis ook 'n vraag gevra. Ja, so en as klaar nou weet daar's mos nou 'n klomp goed wat gebeur en dis kultuur en daar's golf tussen die twee skole. En oud skoliere en ons en hulle onderwysers gaan saam rolbal speel en nou is ons al klaar weer vanoggend saam wie is ons in spanne. So ek dink dit haal bietjie partykeer die erns van skool vat dit so 'n bietjie weg en dit maak dit weer lekker dat skool moet lekker wees eerste. Want as dit nie lekker is nie, dan staan jy maar moeilik in die oggende op om wat is my doel vandag om skool te gaan en sulke derbies dink ek is baie goed. Ja, weet en as jy so ry dan is dit die bome. Yes, Dan is dit so reg deur daai kant. Maar waar word dit hierdie jaar aangebied? Hierdie jaar is dit by Gimmies. Ja, dis by Gimmies. So die rugby is nou maar als daar en dan van die netbal is als by ons skool en dan die hokkie is nou maar is op die Astro. Maar dis nou als maar daar als by mekaar. Ja. So dis weer harde werk wat voor lê vir die
komitee wat Vir al julle hierdie span, goeters, ja. yes, nee, dis regtig harde werk, maar ag as jy aan die einde van daai dag en net voor jy begin speel en jy sien al die mooi prentjie wat bymekaar kom, dan's al die moeite werd. En dan is alles reg verloop met aan die einde van die dag, dan weet jy, okay, dit was goed. dit was great Ja, geweest. nee, seker. Kom ons kyk gou, ja, soos het jy nou, ons het nou 'n bietjie daai gevra. Ja, kom ons vra hierdie vraagie. Hoe is die samewerking tussen die akademiese werk en dan op die atletiek? As dit kom by tydsbestuur tussen ek moet nou leer vir toetse en dan maar meneer Cyril wil hê ek moet ook dan nou nog atletiek oefen ook. Hoe kry julle daai balans vir die leerders? Ek dink omdat ons 'n klomp interne onderwysers het wat ook afrigters het. Ek dink almal verstaan daar's sekere tye wat ons bietjie meer verg. Weet ek vat 'n simpel voorbeeld as ons byvoorbeeld meeste van ons byeenkomste is wyd want die skole hier rond is nie dis nie ja, ek moet pas op wat jy sê, maar ons wil baie graag onsself teen beter meet ja. om te sien waar ons is. Weet so ons gaan byvoorbeeld na Hoërskool Swartkop toe wat 1800 is. Ons gaan na Affies toe wat die twee kombinasie is oor die 3000 kinders. So jy wil daar gaan deelneem, maar dit verg baie keer dat jy moet skooltyd opoffer en ek dink dis waar 'n hoof dit mooi kan bestuur of nie kan bestuur nie. Is om vir almal te sê luister maar oor 'n week vanaf dan is niemand meer betrokke met enige sporte nie, dan doen ons bietjie opvangwerk en so aan. Maar ek dink by gimmies kry ons dit mooi bestuur. Dit is maar 'n moeilike ding om weet ons het nou gehoor die eksamen is 'n week vroeër geskuif. Weet so al daai goeters het 'n direkte effek op al twee kante. Ja. Weet want dis nou rugby en die ouens moet oefen en hulle moet voorberei vir die volgende liga en daai goeters en die akademiese ouens wil hulle pond vleis sê want hulle het nou 'n week minder om voor te berei. Ja. So dit gaan oor kommunikasie en ek dink as daar goeie kommunikasie in 'n skool is dan kan mense dit maak werk. Ek dink ons werk baie lekker saam die twee komponente. Vir my is dit weet as jy nie jou kant bring akademies nie, dan kan ek kan jou nie die kans gee om atletiek te doen nie want jy's eerste daar vir akademie. Ja. So as jy nie jou kant daar bring nie, dan moet ons jou aanspreek en ons moet jou vasvat. Want anders dan mis ons die punt. Hoorie, maar jy kwaai. Ek dink ek is regverdig. Ja, ek is nie sommer 'n kwaai mens nie. Okay. Ek weet wat ek wil hê en ek het sekere maniere wat ek graag moenie laat kom nie. En dis maar eienskappe wat jy wil hê 'n kind moet saamvat as hy in die wêreld ingaan. Jy moet hard werk, jy moet betyds wees, jy moet daai integriteit hê. Daar's 'n klomp sulke eienskappies wat ek maar probeer oordra na die atlete. Ek gaan vir jou straf as jy laat is, want dan jy respek vir een van die afrigters wat hulle hele middag opoffer vir jou nie. En dan so ook aan die ander kant om hulle verwag van ons om voorberei te wees en op tyd te wees en te weet wat ons doen. So dis maar 'n die twee moet saamwerk en die respekie vir mekaar om dit te maak werk. Ek het so 'n filosofie wat ek nog altyd vir die kinders sê is dissipline van die veld is dissipline op die veld. Ja. So dit is hoe jy oefen is so hoe jy gaan speel. Dit is ongelukkig nie wat mense draaitjies kan loop nie. En soos wat jy sê, jy's 'n reguit mens en dan sê jy dan moet jy maar jou houe vat. Dis so of ons gaan vir jou 'n harde sessie gee en dan gaan jy dalk bietjie brul na die tyd, maar ons gaan op een of ander manier gaan ons mekaar uitsorteer. Dit is die ander ding. As jy nie lekker is in die klas nie. Onthou ons oefen vanmiddag. Ja. Onthou. Lyfstraf is nie meer daar nie. Ja. Maar daar's ek die baas daar buite. Ja. Daar kan ek vir jou bietjie kan bietjie gooi. Nee, verseker. En ek dink binne skool as 'n juffrou weet sy die vertroue om sê maar of vir my of een van die rugby afrigters sê luister, hierdie man maak net droog in my klas. Yes. Jy moet hom 'n bietjie aanspreek en hy moet dit doen dan. Ja. Weet ek dink as hy op daai plek is waar die juffrou die mansonderwyser kan vertrou dat hy bietjie dissipline gaan oorneem. Anders raak daai ouetjies rebelle in 'n klas hoor. So mense moet hulle maar partykeer maar so bietjie vasvat. Bietjie, maar daai is ook lekker as jy soos wat jy praat van die vertroue. Ja. Mens kan nie te familiêr raak met 'n kind of so nie, maar hy moet jou tog kan vertrou. Soos daai juffrou sê nou vir jou, okay right. En dan kan jy met daai band bou met daai kind en vir hom sê, right, dit is
nie hoe die dinge loop nie. Nee, dit is so. Ja, gaan baie kan 'n ou, ek wil seker maar toeskryf aan 'n klomp omstandighede, huislike omstandighede. Ag, daar's soveel goeters en as jy nie gaan tyd maak en moeite maak met kinders nie, dan gaan jy nooit weet hoe om te hanteer nie. Of hoekom hy sekere gedragpatrone vir jou wys nie. Weet, hy sal 'n klomp goeters doen, maar hy soek eintlik 'n bietjie aandag want hy wil net hoor jy het hom en jy gaan hom help en jy gaan hom ondersteun. Ja, so ek dink ons as onderwysers het 'n baie groter rol vandag se tyd nog meer. Weet, want ek vat daar's 'n klomp ouers wat lang ure werk. Weet, en dan raak daai komponent raak weg. So ou moet maar daai mentorskap 'n pa-figuur, 'n ma-figuur binne onderwyser moet jy maar met jou kinders ook hê, ja. En dis daar soos wat ek by my ook kan by die skool agterkom is, daar's baie gebroke huwelike waar daar nie 'n pa-figuur is of so nie wat nie by die skool is, wat hom net kan bietjie soos wat jy sê, haar kom net bietjie nader en ons help hom daar. Ja. Ja, hoor jy, is daar ietsie wat jy nog wil noem oor enigiets wat ons dalk gemis het, want die tyd het ons gevang, 45 minute. Dis ons klaar gepraat. Nee, wat ek dink vir enigiemand wat wil deel wees van gimmies, weet dis 'n oproep ver weg, kom maak 'n draai. Ek dink ons is baie toeganklik en almal van ons wat by die skool is, ek praat nou spesifiek van ons sportkantoor. En as daar enige vrae is, hulle moet nie huiwer nie. Ons het 'n redelike oop deur beleid en ons sal graag wil help waar ons kan. En dan is daar plek vir 400. Ek weet nog nie heeltemal van daai nie. Ag, maar Cyril, baie dankie. Ja, baie dankie dat jy gekom het. En dankie dat ons 'n bietjie kon gesels het. En sterkte met julle voorbereiding vir julle oop dag, vir die volkie gimmie, vir die high performance, vir die atletiek, alles wat daarmee saamgaan. Nee, baie dankie. Maar dankie vir wat julle doen vir die gemeenskap en die kinders en so aan. Nee, ek waardeer. Baie dankie. Gaan vir goud. Ons gaan se maak. Baie dankie hoor. Daar sê. Ja, dit was Cyril Lawless, die atletiekdirekteur daarvan gimmies hier in Potchefstroom. Dit was die episode 24 wat tot 'n einde gekom het. Tot 'n volgende keer, selfde plek, selfde tyd. Totsiens. Baie dankie.